altyd vertel van spelers wat bekend gewees het, en dan het ek ons nou in 'n teekraak geloop, of in 'n gym, of waar ook al. Hierdie storie is, as ek 'n onderwyser gewees, daar in Klein Willem, en by die landbouskool, net 'n seunskool is, daar's 120 seuns, ons was vir 11 onderwysers, wat 'n wonderlike groot voorreg was dit nie gewees nie. As 'n mens jonk is, dan besef jy nou nie regtig wat 'n voorreg het is om by so 'n skool te kan wees nie. Ek het dit later agtergekom, toe ek by ander skole kom te sien, ek het dit daai hemel in die aarde gehad, maar hemel op aarde gehad, maar nou ja, dit is ongelukkig ook omstandighede gewees. En toe ek nou daar begin as nuwe onderwyser, ek was maar 25 jaar oud, en hier in die standaard 6 klasie sit hier 'n ouetjie met die naam Gaffie de Tooy. En so het ek toe nou gehoor by die ander onderwysers, ek sien toe by hom hoe hy atletiek doen, ek sien hoe hy hekkies hardloop, ek sien hoe hy verspring, en daar begin die rugby seisoen, hy speel vir die onder 15 A-span, en ek sien hoe speel hy sy rugby, ek rig die eerste span af, maar ek hou vir hom dop, en so het hy net ongelooflike talent geopenbaar. Selfs op daai ouderdom van 13 of 14, toe kon hy hulle bal oor die lengte van die veld skop, of ten minste, as hy so 'n bietjie aangerol het, die lengte van die veld. En so die volgende jaar, is ek nog steeds by die eerste span Gaffies, nou in standaard 7, graad 9, en sy rugby raak net beter. En nie einde van die jaar, toe is dit die laaste wedstryd van die seisoen, Gaffies nou klaar met die onder 15, hy gaan nou volgende jaar gaan hy nou na die eerste span se manne toe, al was hy maar op daai stadium nog maar net 15 jaar oud, hy het onmiddellik eerste span gespeel, maar toe, aan die einde van hy staan 7 jaar, toe onder 15 jaar, toe speel ons die derby daar teen Citrusdal, en ek stap na sy pa toe, ek sê vir sy pa was die skool, of meneer Skapie, dit was sy bynaam, en dit was dan ook 'n geliefde naam daar in Klein Willem, in omgewing gewees, en baie bekende persoon op die rugbyveld, langs die rugbyveld gewees, en ek gaan na hom toe gesit en sê, meneer, asseblief, kan Gaffie nie maar hierdie saal vir my speel. Meneer weet mos, ek het 'n probleem op loskakel in die eerste span, en meneer weet mos, ek sal my manne moes nou afrig, dat hulle vir Gaffie beskerm, soos wat dit burgergeld is vir Naasbotha ons beskerm het, en ek sal ook vir Gaffie sê, hy tackle niemand, hy moet net speel, dis al wat hy moet doen, net speel, hy hoef aan niemand te raak nie, hy hoef niemand te tackle nie, ek het die voorspelers, ek het sekere voorspelers gesê, julle gaan vir Gaffie beskerm, julle gaan nie toelaat dat iemand daar gaan kom, en hy stem toe nou in, maar ek sien hy baie opgewonde met dit, dat ek dit nou wil doen. Ons gaan speel daai Saterdag op Citrusdal, maar ons is, alles heeltemal te sterk vir ons. Maar ons het vir Gaffie, weet julle, dan kom Citrusdal, dan kom hulle tot hier so op die halflyn, en of op die doellyn, dan kry Gaffie 'n bal, dan skop hom tot in die ander kwartgebied uit. Nou langer die wedstryd aanhou, hoe kan jy sien, hoe moedeloos word daai spelers van Citrusdal, en as later stap hulle oor hande op die heupe terug, as Gaffie die bal nie so ver terugskop. Nou die wedstryd het toe en dan sy hom toe 12 eindig, want hy skop toe nog goed pale toe ook, en so red hy dan toe die wedstryd, dat ons het nie verloor nie. En hy word toe soms ook die speler van die wedstryd aangekondig. Dus so het ons nou kontak met Gaffie gehou, en hy het later ons nou bekende rugby spelaar vir die Griekwas, en toe is dit vir die Natal, en vir die WP, of het hy gespeel, en natuurlik ook vir die Springbokke. Maar was daai baie slegte ondervinding daar in Christchurch in Nederland, met Nick Nellet gewees, wat hom baie seer gemaak het. Maar Gaffie het op die eind opgestaan, hy het fantastische rugby vir die Springbokke gespeel. En die dag toe ek nou 40 word, ek het 'n vriend wat baie naby kontak met Gaffie het, wat later toe ek nou op hom die eerspan afdrug, en hy die eerspan het afrig geword, en eindelijk was hy dan nog Gaffie se afrigter gewees. En hy kom na my 40ste verjaarsdag, hou ek soms so baie met 'n klomp manne daar by my, en hier kom hy aan, hy sê ek het vir jou 'n verrassing gebring, en daar kom hy aangestap met 'n reuse foto van Gaffie, wat hy self onderteken het, en dankie sê vir die rol wat ek in sy rugbyloopbaan gespeel het, so mooi netjies in sy handskrif, en die volgende oomblik, toe ek nog so na die foto kyk, hier kom stap Gaffie ook in. Ek kon my oor nie glo nie, ek het foto's daarvan, ek sal dit definitief op die video sit, en dit was so spesiaal vir my geweest, ek was so verras geweest, met die
foto was geraam en als en ek sal foto's daarvan ook opsit. Maar dis die dag wat ek heeltemal in Engels het hulle woord genoem flabbergasted, en ek was heeltemal stom geslaan gewees oor Gaffie, en hy het haar aand lekker daar saam met ons gekuier, ons het ou stories gesels, en dit is my 'n baie spesiale aand, en ek sal dit altyd onthou van die aand wat Gaffie, my 40ste verjaarsdag, daar saam met my kom vier het, en hy het toen nog by die Springbok gespeel, in sy speeldag gewees, met hierdie wonderlike foto van in die Springbok trui, waar hy die 3 druk, en hy ekstase op sy gesig, hy 3 is op Nieuweland gedruk, ek onthou dit so goed, ek sien nog die videoetjie afspeel, van hoe hy 3 die kant en afgenaal het, en getyk het, en die ekstase op sy gesig, hy kommentator, die fotograaf het hy foto absoluut briljant op die regte oomblik afgeneem, so, ja, dit is 'n spesiale moment.